Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ja, so saam met Bless Bridges se liedjie Ruiter van die wyntjie. Kan ons ook vanoggend sê hier van Stilbaai se kant af voel ons die koele wyntjie. Nou, hier is mense wat opgewonde is oor dit en hier is dan nou 3 wat minder opgewonde is oor dit. Maar oorkant my is dan mooie Veronica en jy lyk baie goed in jou bietjie warmer outfit. Baie dankie Leonie, en ek sien jy is ook in die blou vandag en oorkant ons sit natuurlik Jakkie, môre luisteraars en Jakkie hier. Kom ons raai hoekom het hy groen aan Leonie? Goeiemôre luisteraars, julle hoef nie te raai nie, julle ken my al te goed. En dan natuurlik die ene wat alles doen, Chantay, regisseur en klankingenieur. Ek wil hê julle 'n bietjie kyk ek kyk nou die dag weer so toe ons die podcast kry van die program. Toe kyk ek bietjie verby ons almal na Chantay en julle sal sien hoe opgeruit sy vasstop. Dis net knoppies en dis net grafieke en dis net dit. Toe dink ek, ja, party mense, weet jy wat snaaks is Leonie en Veronica? Het julle al agtergekom, ek het soveel respek vir pilots met al die knoppies. En nou met Chantay ook. Maar baie mense weet nie waar sit 'n flikkerlig van 'n kar nie. Dit het ek al gesien. Nee, ek spot sommer luisteraars baie welkom. Is lekker om Veronica en Leonie te hê en dan natuurlik Chantay. Ja, kyk, as ek net nou kan inkom. Chantay, jy gaan nie vandag op autopilot hê, sorry, né? Sy vlieg manual. Nou ja, Bless Bridges, ja. Ons probeer nou elke keer so voor die program so liedjie te speel. Of vir ons, of vir die jong mense is dit oud, vir ons ken dit nogal. En dan het ons liedjie versoeke gekry. Sanet Feigen, Sanet, haar van die plaas Lameel, ek hoop ons spreek hom reg uit Sanet. En sy sê vir my dis Hebreëus vir Towards God, wat baie goed klink. En die doel van die plaas, luister hierso mense, die doel van die plaas is om 'n rusplekkie te word, om God se teenwoordigheid te voel. Nou, jy weet, ek wil nie daarby inmeng nie, dis Dr. Leonie se ding, maar is dit nie wonderlik nie? Hoe stiller die omgewing en hoe stiller alles is, hoe nader voel jy aan ons Skepper. En dit is lyk my wat Sanet daar wil probeer kry vir die mense. So Sanet, ja, baie welkom, dankie dat jy deelgeneem het. En hoor hierdie songs mense, nou wie ken nie Ek Lewe nie? Die gereelde sangeres was, hoe kan ek jou onthou nie? Nee, ek ook nie. Annelie van Rooyen. Annelie van Ja, Rooyen, daar sy. En hierdie ene wat sy vra, Sanet, Koos Roots, wat 'n pragtige song. Ek het dit, eerste keer wat ek dit hoor. En dan Swart Koffie van Corlie Botha, ook die eerste keer wat ek die song hoor. So ja, ons gaan een deur die program speel as die regisseur sê dis reg, en dan een na die program, Sanet Feigen van Stilbaai, hou net aan, moenie opgee nie. Ja, kyk, terwyl jy gepraat het van hierdie rusplekkie om in God se teenwoordigheid te voel. Ek het gister of eergister het ek ietsie raak gelees wat sê, doen vandag net een ietsie vir Jesus. En daar is so baie wat mens kan doen, weet jy, en dadelik het ek gedink, wat? En ja, ek was gelukkig om iemand 'n drukkie te kon gee in een van die supermarkte hierso. En ek het eintlik goed gevoel daarna, Ja, toe dog ek het dit reg gekry vandag. So ek wil vra luisteraars, doen vandag ietsie vir Jesus. Ja, jy weet al, ons kan partykeer so aggressief onnodig wees met mekaar en ongeduldig en so. Dis nie waaroor die lewe gaan nie, maar nou wag, ons gaan nou Leonie se veld in. Ja. Kom ons praat sport, dis meer my veld. Ek is te dom vir die ander goed. Sport, ai man. 7 wêreldkampioene. Dit is wat Suid-Afrika se blitsbokke nou is. Dit was so lekker en dis nog steeds lekker om dit te sê, maar ek moet sê, dit was spannend. Toe ons aan Wraggie so ver, ek dink 38-0 teen Spanje verloor, en in beseringstyd, in die doodsnikke, druk ons 'n 3 teen Kenia om daai game te wen. Toe dog ek, dis nie eens hier verby. Wat het ons altyd vir die Proteas gesê, dis chokers, toe dog ek oor daar choke ons. En kyk net daar, sulke karakter kry jy net by wêreldkampioene.
Nee, jy het gekyk of van ek het agtergekom ek hou nie van die lang 80 minute rugby nie. Maar hierdie energieke, hoeveel minute Jankie? 7 aan 'n kant is 14 minute met 2 minute rus. Die adrenalien pomp dan hoor. En Ek was aan die ander kant van die ruskant waar ons was nie TV's nie. O. So, ek is seker my Gerard het gekyk op sy foon, maar ek het gerus. Ek was nou nie by Limieland gewees nie, maar ek was in die rus van die Here. Dit is belangrik. En ek het nogal gedink, kyk, hier was baie rugby hierdie naweek, manne. En ek het net nie tyd gehad nie. Maar ek wou by die apteke 'n draai gemaak en hoor, het iemand miskien kom self koop vir hulle mans vir bedsere. Want ons het so baie rugby gelê kyk. Ja, en dan is daar baie goeie nuus, nê, van die Garden Route. Dis reg. Gaan jy vir ons vertel jou nie? Ja, dit is dat die baie goeie nuus en 'n baie goeie prestasie dat die Otter Trader UK het ons tuinroete mense as nommer 1 geplaas. As die beste, die asemrowendste natuur en ervaring, asook die beste bestuurkondisie in die wêreld. So ons kan sê, woe, Ja. vir die tuinroete. En Absoluut. dit spreek boekdele. Hulle het USA se Route 66 wat ons hierdie naweek of hierdie 2 weke gery het, tweede geplaas in die Pacific Coast Highways derde. En die lysie bestaan dan uit 10 destinasies. En dan nou van prestasie na nog prestasie van pampoene. Dis sy, en ek gaan nie die liedjie Pampoen vir julle sing nie, dit is Steve Hofmeyer se voorreg om dit te doen. Maar die onlangste swaarste pampoen, wat gewen is, die kompetisie, is deur Piet Lots. Nou ja, dis nie Piet Lots wat soveel weeg nie, maar die pampoen weeg 1221 kilogram. Dit het die wêreldrekord gemis met net 57 kilogram. So naby en tog so ver. Ja, ek het gelees, Leonie, daai wat jy aangestuur het vir ons, hy sê dit, nee, hy moes net 2 dae nog gehad het. Ja. Vir groei, dan was hy verby dit. Maar ek wonder altyd daai groot pampoen. Prooi pampoen. Ja, ek wonder. En wat word van hom? En hoeveel pitte is binne hom? Dis wat ek nog heeltyd weer wonder. Ja, jy weet, Ons wonder, hulle moet vir ons bietjie terug antwoord. Ja, Want ja. ons dis reg. Ons het met wie het ons gesels? Met iemand van Hessequa, ek kan nou nie genade. Rian Melan het ons mos mee gesels Oor die en toe het hy toeriste. ons gepraat van uit toerismebureau uit. Het hy gepraat van hierdie pampoen. Nou ja, daar het ons nou die pampoen storie gehad en ons is nie 'n koue pampoen hierson nie. So ja, sterkte Piet. Daar is altyd nog 'n volgende keer. Ja, nou die snaakte, ek dink ons het dit laas keer genoem, is daai gesegde wat ek by iemand gehoor het. Ons het altyd gesê, hulle is nie eende van ons dam nie. Tot ou nou die dag gesê, nee, wat jy is nie 'n put van ons pampoen nie. Okay. Ja, ek sien Piet sal volgende jaar weer probeer. Ja. En Hy het laas jaar ook probeer, né? Opgewen is Aanhouer wen, Piet. Ja. Hy boer op die plaas Blombosfontein, naby Riverstal en Stilbaai. Sterkte en as jy daai pampoen oopmaak, laat ons weet hoeveel pitte was daar. Nou ja, baie hartseer vir ons natuurlik. Ek weet nie wat die jong mense ken nog vir die stoeier Jan Wilkins nie. Dit was altyd ons hero gewees as laities. En ja, hy is oorlede en so ook Johnny Davids wat 'n ongelooflike kommentator en radio en TV persoonlikheid was. Ja, hy het 'n fantastiese persoonlikheid ook as mens gehad. Ek dink hy het regtig baie seker 'n draai gemaak dan by hierdie toehoorskaart, Ja. want hy het 'n baie mooi sagte gees gehad en jy kon dit sommer sien uit hom uitstraal ook. Ja, en as jy gelees het, ek het so 'n bietjie van sy agtergrond gelees het. Hy het talle agtergrond gehad. Swaar kinderdae. Ja. En baie van ons praat daarvan en baie het maar swaar kinderdae gehad om uit te styg. Ek dink altyd aan maar Pimpie ook van die Springbokvleuel. En ek sal nooit vergeet nie, dis waar ek eintlik baie respek vir Rassie Erasmus gekry het, want dis nou 'n storie wat almal seker almal ken, maar dit raak my hart nog steeds. Hulle het op 'n kolle trei
gemaak vir die Springbokke om mee te speel met almal se familie daarop. Gesiggies. En hy het net sy gesig opgehad. Toe sê hy vir Rassie, ek het niemand nie. En toe Rassie dit vertel, toe begin hy sommer huil. Sê, weet jy hoe gelukkig is ons om iemand te hê, Ja. om op 'n try te kan sit. Maar anyway, voor ek ook trane kry, kom ons gaan aan. Ja, ons het daarom luisteraars, dis so lekker as julle vir ons lekker boodskappe stuur. Baie stuur dit direk na die program. Jong, ek het nou sterk dissipline gehad. Want dit was die heel naweek rugby. Ek wou weer sê na die wedstryd, toe sê ek program. En julle moet regtig 'n bietjie so nou en dan vir my ook erkenning. Well Dankie, done, Chantal. Well done. Nou ja, Ellie, sy dans gewoonlik met die besem. Marlene en Arthur, dankie julle boodskap vir vanmôre. Waardeer dit, ons het dit reggemaak. Dan natuurlik Johan Viljoen ook, Mirna Kronee, Leon Koetser, luister weer na ons, Leonie. Leon, well done, ek het jou gesê. Laat vaai met die boodskappe, Leon. En dan natuurlik Jan en Jolinda het ook my geboodskap gestuur en gesê hulle luister. O ja, weet jy wat vir my lekker is? Kyk, Jan en Jolinda is kampers so op Gerard en Wright. Dan sit hulle nou, hy's nou by die eiland. Ek weet of wie was jy al by die eiland nie. Dan luister hulle nou Radio Fynbos. Man, ons is trots op julle. En weet jy wat, julle kan julle self komplimenteer. Julle het goeie smaak. Nou ja, dankie vir al julle boodskappe. Nou hierdie humor en wysheid. Veronica, Ek verstaan dit nie, so ek dink jy moet dit luister. Liewe, ek sien ken nie van nie. Hulle sê jy moenie kwaad word as iemand jou vet noem nie. Jy's groter as dit. Okay, daai een klik ek daarom. Ja, jy is 'n goeie persoonlik, jy's groter as dit, man. Hierdie ene Leonie. Ek wil hom lees, want Okay. die voor my sit 2 Vrystaters. 3. So ek gaan, 3, okay. Nou ja, hierdie is spesiaal, vir nie net vir julle 3 nie, maar vir alle Vrystaters. Ek is 'n Vrystater, en niemand kan daarmee kompeteer nie. Ai, klink dit nie cool nie. Hallo. Mens moet so nou en dan bietjie arrogant wees. Ja. En jy kan nie mense om jou verander nie, maar jy kan die mense om jou verander. Ja. Hoekom klik ek hierdie goed hier? Ek plan daai lights in volgende wat gaan dit? Kan ek 'n asseblief. stukkie sê? Ja. As jy nou uit Flora Fynbos se oë uitkyk en jy sien die sleg in 'n mens, want ons is mos altyd geneig om die kwaad en die sleg te sien. Nou Flora Fynbos sê soek die mooi agter elke bos. So as jy nou tussen al daardie negativiteit soek en dan verander die mens voor jou. Okay, maak sin. Baie mooi verduidelik. Baie goed, ja. Ja. Of dit is so dat as ek dis reg wat Leonie sê, as ek met iemand nie oor die weg kom nie. Mense kom op 'n ouderdom waar jy hulle nie kan verander nie. So gemaak en gelaat staan en ek haat dit as iemand dit sê, maar ja, dit gebeur. Ek gaan hom nie kan verander nie, al doen jy wat. Maar jy kan nie mense om jou verander, jy kan met ander mense ook Ja. omgaan. Jou vriendekring verander, So nee, jy het 'n Leonie? keuse. Jy Ja, het 'n keuse. soos jou Jesus drukkie. Ja. Ek kan jou verseker wie daardie persoon ook al was, het Jesus gevoel. Ja. En daardie drukkie sal gemaak het dat daardie persoon altyd onthou wat jy gedoen het. Baie waar. Baie waar. Dankie Leonie. Goed, dit is nou 'n kombinasie van humor en van wysheid. Nou ja, nou kom ons by versamelings en versamelaars. Wat noem hulle dit in Engels, Veronica? Hoarders. Ja, jy kry hoarders en collectors en daar's nog 'n ander woord dink ek. Ek het nou nie regtig in die vertaling hier ingegaan nie. Maar ons gaan gesels oor die waaroms, die waaroor en wat sommige mense bymekaar maak. En dan gaan ons ook 'n vraag vra. En as al van die luisteraars is wat solank wil WhatsApp vir ons stuur op 082-781-9025 en dit is Jakkie se nommer. Dan kan julle solank vir ons sê, wat dink julle, is arbeie vrugte, groente of blomme?
Ja, dan gaan ons oor na die versamelaar. Wie word 'n versamelaar genoem? Jankie, gaan jy? Ja, gewoonlik iemand wat doelbewus items bymekaar maak natuurlik. Hou en organiseer omdat dit vir daardie persoon spesiale waarde het. Geld of geskiedkundige waarde, een van dit, of emosionele waarde, daai is 'n groot ding, 'n emosionele waarde. Skaarsheid, mooiheid, kunswaardige nostalgie, skus tog, of sommer net uit blote belangstelling of pret. Nou so 'n versamelaar, ek weet of julle dames weet, wat is die beste versamelaar in die wêreld? Nou die beste versamelaar is 'n stofsuier. Hy versamel net stof. Ai, Jankie. OK. Sommige versamelings kan snaaks, ander weer duursaam wees. Versamelaars dink of weet sekere items is duursaam en of kan dalk eendag baie geld word. Ja, baie beskou dit as 'n belegging, né? Vir jou kinders of whatever. Nou, ek gaan nie op daai ingaan nie, man. Ek dink nie my kinders wil my versameling hê nie. Nee. En dan kry ons die wat niks wegmaak en eerder meer bymekaar maak en bang is hulle sal in die toekoms nooit weer so iets kan bekostig nie. Daai een kan nogal vir my sin maak. Want jy weet nie wat die toekoms vir jou inhou nie. So daar kan ek sê nou nie jy moet tasse goed bymekaar maak nie, maar ja, dit kan nogal sin maak. So hulle klou aan wat anders sal noem die onnodige. Nie nou nodig nie, maar mens weet nooit. Just in case. Of dis te mooi om weg te gooi. Of my ouma het dit begin en toe vat ek dit oor. Maar weet julle luisteraars en nie hulle ek het so gehoor, julle het seker dit ook gehoor wat is die dae toe dit net na die oorlog, depressietyd, né? Ja. Het mense ongelooflik goed bymekaar gemaak. En as jy in daai era groot geword het jy nie verby 'n knoop of 'n skroefie of 'n washer geloop nie. Jy het hom opgetel. En dit wys jou hoe die tyd jou denkwyse. Kyk vandag se kinders. Ek wil nie veralgemeen nie. Nee. Maar kyk hoe maklik gooi ons kinders goed weg. Chop chop. Nee, wat hy werk nie meer nie, gooi hom weg. Ek weet nie wat anders sou ons met hom gedoen het nie, maar anyway. Dit is net interessant hoe die lewe dinge verander. Nou luisteraars, ekskuus tog Veronica, julle luister na Radio Fynbos uit ons ateljee regstreeks uit 'n lieflike koue Stilbaai en julle elke Woensdag 11:00 met 'n heruitsending Vrydag 4:00 en 'n podcast die week na 11:00. Ons gesels oor alles en nog wat. En vandag gesels ons oor versamelaars, versamelings en natuurlik arbeie. Ja, ek wil net hier, iemand het my gevra, hoorie, ek het die storie oor die mure gemis. Wat julle, dit is iemand wat in die dag werk, so hulle kan nie luister nie. En toe het ek net vir hulle gesê, mense, dit is op YouTube, podcast, gaan net in Radio Fynbos en daar sal jy alles sien wat Radio Fynbos, nie net ons nie, wat almal doen en hoe almal lyk en dan kan jy soek vir daai spesifieke onderwerp waaroor ons gesels het. Ja. Nou ja, glo dit of nie, maar daar is heel wat ander wat dinge bymekaar maak. Maar vir verskillende redes, hier volg 'n paar. Jy kry opgaarder en dit is iemand wat dinge ophoop en hou. Dus ek dink dis 'n hoarder wat Ek net glo so. bymekaar maak, ja. Wil net hê. Ja, en ek verstaan daar is 'n boekie van hoe jy leer om op te hou om dit te doen. 'n boek, daar's 'n boek uit, maar ek het ook gehoor dat dit help nie vir daai tipe persone nie. Hy het seker 'n ander boek gaan koop om nog een te kry. Ja, hy het seker nog boeke bymekaar gemaak. En dan is daar 'n hamsteraar. Ek ken nie daai een. Hamsteraar. Hamsteraar. 'n Hamster? Ja. Raar. Iemand wat opgaar veral uit vrees of gierigheid. Dan kry jy die selfsugtige versamelaar. Hulle hou dit net vir hulle eie voordeel. En besitlik wil hê net hulle moet dit hê. Dis lelik daai ene.
hebsugtig. Wil meer hê en geen minder verander. Dis lelik. Dis die Baie lelike lelik. ene, ja. En monopoliseerder, sjoe, is lang woorde hierdie, vat alles sodat ander niks kry nie. So daar's 'n paar lelikes onder hierdie bymekaarmakers, né? Maar weet jy, hierdie ene, luisteraars, baie keer praat ons tong in die kies, en ek het ook, Veronica nou so praat van die hamster raar, toe dink ek aan daai gesegde van, wat iemand eendag gesê het, hy het vir iemand iets verduidelik, maar hy kan die ou verstaan nie wat hy hom verduidelik nie. Toe sê hy, ek kan sien die wiel draai, maar die hamster is nie daar nie. Nou ons sê, wat word gesien as versameling? Ek dink ons gaan net kortliks op daai en is 'n groep items wat saam opgebou is rondom 'n spesifieke tema of belangstelling. En daar's ongelooflik baie verskeie soorte versamelings. En in Suid-Afrika raak ons net aan 'n paar wat nogal gewild is, ja. Die kreerande en dan ou militaria. Ja, dis populêr deesdae. En dan rugby. Ja, iemand het nog seker 1995 rugby Skepskop, ja. stryd, daai World Cup storie. En antieke meubels en plaas en huishoudelike items uit vorige eras. Ja, maar ek dink baie keer mense sal verbaas wees wat mense alles bymekaar maak. Ek onthou iemand van Bloemfontein, wat sê, ek kan nie sy naam onthou, Claudine se pa, het verskillende lande se biere bymekaar gemaak in blikkies. O ja. Okay. 'n Hengse klomp. Ek weet nie wat het daarmee gebeur toe Ja. nie. Maar op daai punt, en ek hou nie daarvan om net van die winkel te praat nie, maar ons het per toeval gister het ons so klein skaaltjie, hy's bitter klein, hy's net so. En dit is waarmee hulle die briewe geweeg het in die verlede. My Ja, genade. ek is die eerste keer wat ek so iets gesien het. Dit was nogal vir my interessant geweest. Nou luisteraars, die winkel wat sy nou nie van wou gepraat het nie, is natuurlik Ots en Ens. Dit is vir my lekker om hulle ook te kan adverteer hier van Radio Fynbos af. En gaan maak 'n draai, nie net vir die interessanthede wat jy daar binne kry nie, maar die regte, wonderlike, goeie nuus. Ek kan vir jou sê, jy stap as vreemdeling daarin, maar jy gaan met 'n vriendskap daar uit. Ja, Dankie Leonie. Oh. En dan kom ons by antieke meubels. Maar waarom en waarna kyk mense, Jakkie? Ja, ouderdom en vakmanskap. Ek dink daarby kan ons nie verbykom nie. Die ou mense het vakmanskap gehad wat skrik vir niks. Ja. En ek is nou in alles behalwe tegniese ou, maar ek het al baie gehoor hoe sê die ouens, Jesus, kyk hierdie ander werk en vakmanskap. Natuurlik houtsoorte, dan sekere styl, ja. Dan 'n geskiedenis, skaarsheid en natuurlik die toestand daarvan. Nou ja, ek is self dom met houtsoorte. Mense sal baie by die winkel inkom om vra wat se houtsoort is dit en dan jy kan nie commit nie want jy kan nie verkeerde ding verkoop nie. Dan vat ek maar die easy way out en sê weet julle wat, dis boomhout. Dis egte boorman. Ja. Ja, dink julle nie ons moet nou luister dan nou na Ja, dis 'n goeie idee. Ja. Ek lewe wat ons nou versamel, die lewe. Ja. Sanet Feigen, baie dankie. Maar goed, waarom versamel mense oudhede en antieke meubels was ons laas op? Omdat dit karakter het, dit is stewiger gebou as baie moderne meubels en mooi handewerk wys en herinner ons aan ons oumas en oupas en die waarde kan groei in elke stuk. En elke stuk voel Voel uniek, uniek. ja. Ja, dit is baie waar. Nou ja, behalwe vir munte, wat een van die oudste en betroubaarste versamelings oor die geslagte heen is, het vinylplate, daai ou langspeelplate, ook nou baie gewild geraak. En veral onder die jong mense kom ek agter. Ongelooflik, hoe Ja, die jong mense ja. deesdae dit soek. Nou ja, en dit is ook vir veral mense wat van nostalgie en klankgehalte hou. Ja. So, maar so verskil ons mense van mekaar, Jakkie, en Ja, ek wil net sê hierdie vinylplate, jy weet as die jonges daar inkom, ek was in die begin verbaas, veral studente, kom baie in en soek hulle plate. En dan sê ek, wat? Oom, daai goed het net beter klank.
Natuurlik nou goeie plate, meestal Elvis of Neil Diamond of Tom Jones of sulke bekendes. Dan sê hulle dit het 'n dieper klank en dis net mooier. Ja. En nou ja, ek hoor nie verskil in klank nie. Nou antieke meubel versamelaar koop 'n kas met 3 gebreekte laaie en sê kyk net die karakter. Ander noem dit opgaar en werk vir die naweek. Werk om die naweek. Ja, dit laat my dink, jy weet, as jy so iets koop, is baie keer is ouens al kom en hulle koop gereedskap en sê ek koop werk. Nou dit laat my dink al aan 'n ou wat ek ken, ook eendag kom hy by die winkel in, afgetree. Nou sê nie, ek kom net 'n bietjie by jou uithang en gesels, ek sê is reg, hy sê, want ek sit en lees koerant by die huis, my vrou is daar. Nou sy sit en dink, ek soek advertensies vir werk, dan gee sy my werk. Toe besluit ek nou loop ek. Dit is maar ons vroue se storie daar jy sien. Ja. Oral steek die woordjie versigtig uit. Die gevaar is party mense koop iets antiek en besef eers later dat dit net oud is, nie noodwendig waardevol nie. En dan maak mense yskas-magnete oop. Erg, nee. Ag by mekaar, ja. Dis gewoonlik by plekke waar hulle langs gery het. Nie hoeveel magnete, yskas-magnete het jy met jou toertjie nou gekoop? Nie nou nie, maar ons doen die yskasmagnete. Ja. Ja, en ek kan sê die yskas is redelik vol. Maar dis 'n ietsie. Ja, dis 'n klein ietsie. Veral as jy oor see gaan en jy het nie baie plek in jou tasse en so nie. Dan is dit nog 'n oulike dingetjie. Nee, dis baie en T-shirts. Ja, nou hier ook sê wat ons nogal. Nou hierdie skoenversamelaar. Ja, nee, ek dink jy gaan hierheen ook geniet. Wil jy hom vir ons vertel? Kyk nou meer as net iets vir die voete. Vir hulle is 'n skoen soms 'n mode, 'n kuns, 'n status, 'n geskiedenis en 'n persoonlikheid in een boks. En dan, hulle kyk beperkte uitgawes of spesiale werkings is gewild. Die handelsmerke en die luukse modehuise trek aandag. Vir my is dit net die kleur en hy moet gemaklik wees. Ek moet sê mense raak ook daarom 'n bietjie ouer en wyser in die lewe. Maar ek het skoene gehad. Nie skoene nie, ek het 'n skoenwinkel gehad. Maar ek is daarom nou beter. Ja, as jy so trek 'n slag, dan kom jy agter, hoor jy, ja, ek het te veel goed hier. Ek het al 'n slag vir Veronica gesê, ons is nou te laat, ons is te oud. Maar mense moet hier van 50 af, moet jy elke 5 jaar trek na 'n kleiner huis toe. Kleiner en so ontslaa raak van goed. Ek sit baie keer skoene wat inkom by die winkel, wat in ons staat hulle die platforms genoem. Ek weet nie, dis mos daai verskriklike platform storie wat ek self gedra het. Ek weet nie wat ek geloop op nie, maar ek het. En dan kom die klein dogtertjies. En dan hoor ek ja, dit is te smaak. Die winkel deel, loop hulle dan met daai skoentjies. Nou ek kan net vertel vinnig, die luisteraars sal dit nogal geniet waar my briek gekom het met skoene. Nou julle van Bloemfontein af na die see toe, ek het mos nou gesê, ons 'n skoenwinkel gehad. En ek moet een keer 'n begrafnis gaan doen in Bloemfontein. En toe ek na die kansel toe geloop het, toe breek my skoen. So ek het kosbare tannie, so ek dink sy het dit as sprits laat sommer gebeur, want sy was baie stout geweest. En toe ek terugkom, te besef ek net, nou, ek gee dit weg, so mense kan kyk of hulle dit, verstaan, jy kan gebruik, ek het nie net weggegooi nie, want dit was nog goed opgepas. Maar toe het ek van 'n kas ontslaag geraak, winkel ontslaag geraak. Want jy het jou skoene, die ander skoen uitgetrek, of het jy so gehou? Hoe kan ek nou net een skoen, hier so die hele diens doen? Dan is dit mos nou beter om te sê, soos Moses, ons vat hom kaalvoet. Kaalvoet, ja. Ja. Nou, hierdie een is nogal vir my 'n snaakse een gewees. Restaurant en hotel spyskaarte. Nostalgie. Mense hou dit, of vat dit, of neem dit, is 'n beter woord. Miskien vir hulle om te onthou van hulle Witbrood hotel, of 'n spesiale verjaarsdag ete, of 'n beroemde restaurant, of 'n vakansie in 'n ander land. Ek het gesien baie keer het mense, of ek het al 'n paar mense gesien wat
die ou spurhoutgoed, ou spurhout menu versamel. Hoe dit verander het van hoe dit oud was, hoe dit veroud was. Okay, nou is alles plastiek. Daai tyd was dit op hout gewees. Want hulle 'n hele paar versamel. Maar hoe het hulle dit aan die hande gekry, is maar net my vraag. Ja, nee, ons sal nie. Ja, hulle sê hierso, die komiese kant, waar ander mense 'n menu sien en vra, wat eet ons? Sien die versamelaar dit en vra, mag ek dit huis toe vat? Party mense koop kratte vol toekomstige skatte. En 15 jaar later bære hulle net die dierstof, maar daarom nie almal. Ja. Dat is so 'n stofopgaarders. Nou die verskil tussen 'n tweedehandse winkel of handelaar en 'n antieke handelaar. Die een koop en verkoop en konsentreer meer op items vir praktiese gebruik. Maar soms glip daar 'n ou of waardevolle stuk tussen sonder dat iemand die waarde daarvan besef. Nou maar hoekom gebeur dit, Jackie? Wel, dit is maar tipies meeste van die kinders deesdae so erfgoedstukke word saam met die gewone meubels verkoop. Baie kinders is oor see en as die ouers te sterwe kom hulle met die huis leegmaak. Wat doen hulle met alles? Hulle verkoop dit. Ja. Al ek meen jy kan nie 'n ou antieke wakes Australië toe vat of so iets nie. Ja nee, ek dink ook nie. Dit Ja. sou jy maar agteraan 'n wa sleep en dit gaan baie lank vat. Baie min jong mense, vir algemeen nou het eintlik baie sentiment. Baie min sentiment vir hulle ouers so goed. Ons het dit eerstehands ervaar. Hulle nee wat ons is nie ons smaak nie, nee wat. Ja. So aanvaar dit, hulle het hulle eie lewe. Tussen 10 gewone stoele kan daar een stilletjie sit en fluister. Hulle was nog saaitjies, toe was ek al deel van 'n egte eikeboom. Dis nou wat die stoel sê. Ja. Die handelaar fokus op bruikbaarheid, nie noodwendig geskiedenis nie. Nou, 'n antieke handelaar spesialiseer in ou, skaars items. So opsomming, tweedehands is vir gebruik, antiek is oud, spesiaal en waardevol. Dis 'n mengsel van. Ja, wat? Ja, luisteraars, julle is nog steeds by Radio Fynbos en bly aan. Ons gaan nog lekker musiek speel na die program. So hou aan, luister vir ons. Ons gesels oor alles ons wat regstreeks uit ons ateljee in Stilbaai. Hoe cool klink dit nie? Ja, nou het voorheen het ons gesels oor die feit dat tomaties eintlik vrugte is. En nie groente soos meeste van ons dit sien of ken of gebruik. Maar nou kom ons by die vraag. Is arbeie vrugte, groente of kan dit moontlik blomme wees? Leonie, jy het vir ons daai ene uitgegrawe iewers. Ja, so die antwoord is, luisteraars, 'n arbei is soos 'n blom wat besluit om 'n nagereg te word. Dis mooi nee, dit klink mooi, is dit nie? Ja, jy het dit baie mooi gestel, Veronica. Arbei is vrugte met 'n interessante kinkel. Wat is dit daar wat hulle eet by Hamilton? Is dit arbei in Rome? Ja, ek dink Dis ja, reg. ja. Strawberries and cream. Strawberries en cream. Slaat jy nou. Ja. Nou Jackie, wat van die botaniese? Ja, botanies gesproke ontwikkel die arbei uit 'n blom van die plant nadat dit bestuif is. Die rooi deel wat ons eet is die vergrote blomhouer. Ja, dis interessant. En die klein saadjies aan die buitekant is eintlik die ware vruggies. So daar's baie vruggies in een arbei. Ek gaan nou 'n bietjie arbei net nou koop en ek gaan daai goed te bestudeer want Ja, dit is vir my dit is 'n wonderlike vruggie en dit is so mooi. en gesond. Ja. Ja. En as die luisteraars nou vir Flora Fynbos gesien het, sal hulle sien wat kan uit 'n protea uitkom. So die besighede moet nou maar uitkyk. Flora Fynbos is in die omtrek en sy loop rond, want regtig sy is op soek na die mooi agter elke bos. So as jy vir Flora Fynbos sien instap, gee vir ons 'n groot glimlag en gee vir ons 'n onderhoud. Ons nader nou na die einde en ons gaan net vinnig sê, Leonie, het jy al gesien hoeveel klein blommetjies is in die middel van 'n sonneblom? Ja.
Dit is ongelooflik. Mense, ek kan nie, daai een is vir my net eenvoudig ongelooflik. En 'n sonneblom is vir my so kosbaar. Miskien moet ons volgende keer bietjie oor die sonneblom praat en stil staan by die sonneblom. Weet jy wat 'n ander blom is ook kosbaar, Leonie? Ons praat nou spesifiek uit die Vrystaat se oogpunt, is die kosmosse. Wat Ja. so langs die paaie groei. Dit kom net op. Kom dit in ander provinsies ook Is voor? dit nie in Gauteng, is hulle in Vrystaat? Vrystaat en Gauteng en toe ons nou die dag was by Groot Constantia. Toe daar groei kosmos. Yes. En ons kon dit nie geglo het nie. Ja. Dit was altyd die rose wat langs die wynlande is, maar daar was spesifiek kosmos. Dit was beautiful geweest. Ek het al gesien mense hou daarvan om kosmos te skilder ook. Ja, die wynboere, terwyl hulle nie nou so praat van die rose by die wingerde. Ek het gehoor hulle praat net daar, want die roos kry 'n siekte en die oomblik as hy dit kry, dan weet hulle moet nou keer vir die roos kry dit eerste. So wynboere, as julle dit Dis waar. En vir die goggos. ja, okay. So as hulle weet die rose, dan weet hulle vir sekere goggas. Nou ja, van my kant af groet ek sommer eerste vandag vir julle almal. Baie dankie dat julle geluister het na ons program. Ons gesels oor alles en nog wat. En van my kant af wil ek sê saam met Sanet Feigen van haar plaas Limial af, wat in Hebreëus beteken towards God, dat julle ook geseën sal wees in die goedheid en die guns van die Here. Goed. Ja, van my kant af ook gaan kyk na die arbeye en lekker dag en begin maar warm aantrek. Ek is tussen die winter en die somer. Lekker dag vir almal. Ja, en jy weet, 'n mens kan alles positief sien in die lewe, maar jy kan party goed negatief ook sien. En die negatief wat ek sien, wat ek sal moet opneem met die munisipaliteit is, elke keer as dit ons leibeurt is, dan reën dit. So ek mis my beurt. Kan hulle iets daaraan doen? Baie dankie luisteraars, lekker dat julle inskakel en van my kant af mooi loop. Ons gesels oor alles en nog wat. Saam met Jackie Woensdae om 11:00. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11:00 skerp, Leonie en Jackie met ons klank.